waardig, aan U alleen kom toe, al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, aan U alleen kom toe, al die lof, al die mag, al die heerlikheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. Hoog verhewe, hoog bo al staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding is hier. U alleen is waardig, aan U alleen kom toe, al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, aan U alleen kom toe, al die lof, al die mag, al die heerlikheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. Hoog verhewe, hoog bo al staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Klink die hoogste ere naam bo alle name. U alleen is Here. Laat die aarde juig, van die redder van die wêreld het gekom. Jesus, Jesus, hoog verhewe, hoog bo al staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Terwyl hulle so uitloop, kyk, as daar nie een gedeelte in die Bybel is wat ek graag sou wou uithaal, dan is dit waarskynlik in Petrus 2, nee. Met 'n gedeelte gaan nou nog vir julle daar by 'n vers stil staan wat soos 'n dwarspil in 'n mens se kop in sy keel vassit.
Maar as 'n mens 'n spesifieke woordjie verstaan, dan behoort die hele gedeelte vir 'n mens oop te gaan. En ek wil graag stil staan vanoggend by 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefdes, ek dring daaraan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle wanneer hulle julle beswaarder asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Wees ter wille van die Here onderdanig aan alle menslike instellings, sowel as aan die keiser, die hoogste gesagdraer, as aan die prokurator, die mense deur die keiser gestuur om die misdadigers te straf en die wat goed doen aan te prys. God wil immers hê dat julle deur goed te doen die onkundige van dwaase mense stopsit. Leef as vry mense, nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie, maar as diensknegte van God. Julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde beëen, ontzag hê vir God, die keiser respekteer. Net tot sover. Net vers 17, hy laaste versie, julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde beëen, ontzag hê vir God, die keiser respekteer. Liewe familie en vriende, ek wil graag vanoggend 'n bietjie gesels oor 'n eienskap wat verlore geraak in die laaste tyd. En dis 'n ou klein woordjie, hy's so klein, 'n graad eentjie gaan hom kan skryf. En dis die woordjie eer. Kyk, ek weet daar's baie dinge wat 'n mens batterye in die lewe gee, dinge wat jou klaar maak. Nou kom ek hoor gevolg 'n bietjie. Wat maak jou klaar? Wat maak jou moeg? Wat laat sommer jou bloed kook? Ek meen, jy het nie so wakker geword nie, dit het gebeur, en dan is jy so suur soos 'n suurlemoen. Wat gee jou pap batterye, Marieta? Oom Kas, wat maak hom se battery pap? Oom Kas nie hoor nie. Ag, tannie Rina, help. Wat maak tannie se battery pap? Ek het baie sterk battery. Oor vra vir ouma. Ouma, wat maak ouma se battery pap? Baie goed. En die? 'n ongeskikte mens. 'n ongeskikte mens. Nou, een van die goedjies wat my batterye ongelooflik pap maak, is iemand wat die heeltyd negatief is. Kyk, jy kry mos mense wat vir elke oplossing 'n probleem het. En klaar is deel van die normale dag vir hulle. Dis soos iets soos, "Sjoe, mense, dis vandag 'n lekker dag, is dit nie?" "Ja, maar die wind is nie lekker nie." "Ja, maar kyk, die wind waai daarom al die blare daar by mekaar. Die wind maak sommer alles skoon." "Ja, maar dit stof ook, en nou is alles net vol stof, en nou is alles net sommer vuil." "Het jy die warm sonnetjie vandag gevoel? Die son help nie, die huis is koud." "Het jy vandag in die sonnetjie gestaan?" "Nee, want die wind waai, en nou blyk maar die huis en die huis is koud." Jy sien, dit maak my klaar. Een van hierdie mense, as hy so aangestap kom, dan is hy ou geneig om die ander kant mos te kies. As hy die aangeloop kom, dan duik jy daai kant toe. Dis nou waar hy aangestap kom en jy gou in die kar iets vergeet, want negativiteit maak hou nog op klaar. So daar is 'n groot klomp mense met wie jy in aanraking kom, wat nie net 'n negatiewe effek op 'n mens se lewe het nie, party mense het 'n opbouende effek op jou lewe. Nou kyk, as baie mense se name wat 'n mens vinnig gaan vergeet. Ek kan die mense nogal die laaste tyd nie kwaadlik neem nie. Want 'n mens word so gebombardeer met negativiteit dat baie mense in hierdie negatiewe gat val en dan steek hy aan soos 'n goeie verkouer. Maar ek wil gou toets vanoggend. Dink gou terug aan die mense in jou lewe wat die grootste impak in jou lewe gehad het. Jy sal waarskynlik nie vandag vir my die 5 laaste mevrou Suid-Afrika se name kan gee. Ook hierdie laaste 5 ouers wat almal Nobelpryse gekry het nie. Dalk nie eers die 5 mees betaalde Springbok rugby spelers van alle tye nie. Hierdie mense het groot dinge in hulle lewe bereik. En dis vandag se nuus, môre vergeet ons hulle name, maar kom ek sê vir jou, die ouens se name wat jy gaan onthou in jou lewe, is die ouens wat 'n groot rol in jou lewe gespeel het. Dis die ouens wat jou gehelp het in 'n moeilike tyd in jou lewe. Daai een ou in jou lewe wat jou na Jesus toe gelei het en wat die deur vir Jesus vir jou oopgemaak het.
Daai een ou wat geglo het jy kan terwyl niemand anderste in jou geglo het nie. Daai mense se name in jou lewe gaan jy vir my op die punte van jou vingers baie vinnig kan gee. En dis daai mense wat in jou lewe vas staan soos 'n boom. Vasgestaan het hy in die wind kom en die weer kom en hy het vir jou probeer pluk. Daai ou vir jou vasgestaan. Jy sien die effek wat hy op jou lewe gehad het was 'n positiewe effek gewees. En vir daai persoon het jy respek en jy is bereid om hom te eer. Hier kom ons terug na die woordjie eer. Wat se goed is eer? Want eer kry mens baie in die Bybel. In Matteus 20 vers 28 staan daar: net so het die Seun van die mens nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as 'n losprys te gee vir baie. Daar staan in Matteus 20 vers 28 dat Jesus nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. En baie interessant is in die Nuwe Testament is die woordjie vir dien en die woordjie vir eer presies dieselfde woord. Om iemand te eer beteken om daai persoon het vir jou waarde. Jy het respek vir daai persoon. Daai persoon se naam onthou jy en jy gaan nie sy naam vergeet nie. En om verder te gaan, leer die Bybel vir ons, daar's 10 groepe mense in die Bybel wat jy moet eer. Die Bybel sê vir jou, dis 'n opdrag. Hierdie mense behoort jy te eer. Die Bybel sê, dis nie 'n voorstel nie, dis 'n opdrag. Die 5de gebod, eer jou pa en jou ma. Tweedens, eer mekaar. Derdens, eer jou kinders. Mans moet hulle vrouens eer, vrouens moet hulle mans eer. Eer ou mense. Eer weduwees en weewenaars, eer ouderlinge en predikante, eer jou baas. En dan daai tannestokkie wat dwaas in nou sy keel vassit, eer die regering. Hierdie 10 groepe is nie as-groepe nie. Daar staan nie as hulle jou respek verdien en as hulle jou eerwaardig is nie. As my pa my respek verdien en as my pa my eerwaardig is, dan sal ek na hom eer en dan sal ek na hom luister nie. Nee, die Bybel gee dit as 'n opdrag, 'n bevel, ons moet, ongeag. Dis die mense wat ons moet respekteer, wat ons moet eer. Die mense wat ons respek verdien. Nou, ek stout weer vanoggend. Nou om terug te kom na die laaste groep. Petrus was die stouter wat dit gesê het. 1 Petrus 2 vers 17. Julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde beheer, ontzag hê vir God, die keiser respekteer. So Petrus sê dat ons respek moet hê vir alle mense, wees lief vir jou geloofsfamilie en respekteer die keiser. Nou wat julle moet weet, toe Petrus hierdie vers gee, was in die tyd toe Nero die keiser was. Kyk, nou Nero was so sleg, die oom sê mos vir my, kyk, hy ou is so sleg. Dis 'n ou stuk vrot vleis wat jy in die straat sleep en die honde wil dit nie eens vreet nie. Nou Nero se wielietjies het gedraai en die hamsters het buite rondgespeel. Hy was so korrup dat sy eie Romeine nie eens vir hom gehou het nie. Ek dink die woordjie haat kom dalk nader aan die waarheid. Hy's mal gewees daaroor om Christene dood te maak. As hy verveeld is, wat natuurlik gereeld gebeur het hy Christene gaan soek. Maar hy het nie net doodgemaak nie. O nee, hy het sy tyd gevat en hy het kreatief geraak met Christene. Nou sien gou in jou gedagtes. Petrus staan hier voor en hy preek. En mense sit almal daar en hulle luister woord na woord wat Petrus vir hulle sê. Later kom Petrus by die keiser en die een arme ouetjie wat daar sit, sy ma was uit haar huis uitgesleep voor hom. Net omdat sy in Jesus geglo het. En hy het haar aan 'n kruis vasgeslaan, pik oor haar uitgegooi en haar aan die brand gesteek as 'n lig vir Nero se dronktynpartytjie. As daai ouetjie daar sit en hy hoor wat Petrus sê, sou dit baie gevat het om nie op te staan en uit te loop. Want dit sou vir hom glad nie sin gemaak het. Wel, my liewe fynbos familie, ek wens dat ons in ons mooi land kon sê, dis anders. Ek dink nie, ons het veel beter nie, nee. Dink nie, ons ouens is veel van opgradeer nie. Baie keer draai die wielietjies en die ouens kom al buite rond.
Die laaste 6 presidente. Ja, ek dink laat ons nie ons mekaar negatief maak nie. Kom ek som dit so. Daar is min waaroor ons saamstem. En dis nie die land en die beleid en die wette nie, dit gaan oor hulle gedrag en 'n besluitneming ook. Maar een ding kan ons almal vandag saamstem. Wanneer ons begin politiek praat en oor die toestand van die land praat en hoe die dinge gaan in die land, dan val dit ons 0.00003% om ons bloed te laat kook. En nou sê Petrus, eer. Ek sien in my gedagtes iemand wat dadelik sê, Petrus het nie 'n koekenklou wat in ons land aangaan. Eer! En laat ons eerlik wees, dis so groot pil wat in mense keel vassit, jy sukkel om dit te sluk. Hy wil net in die keel vassit. Wat bedoel Petrus? Is hy mal? Het die keiser hom 'n skaapbeloving om 'n paar rand onder die tafel gestoot? Het hy dit gesê dat dalk meer van die Christene moet hou? Dat dit nie so sleg moet gaan met die Christen nie. Hoekom sê Petrus eer hulle? Onthou dit eer en dien dieselfde woord is. In plat Afrikaans. Hou op, sit en kla en doen iets daaraan. Die dag wanneer jy sit in jou eie handjies gaan vuil maak in die grond om die plantjies in te druk, woep, weg is jou negativiteit. 'n tannie het eendag vir my gesê, Dominee, jy verstaan nie hoe beklei ek nie. Elke dag, sodra iets my omkrap, dan hardloop ek iewers om stil te gaan raak en ek gaan bid en ek gee dit vir die Here, want hy is al een wat daarin kan doen. Daai een is 'n hart verander, daai is 'n plan nie te laat slaag nie. Daai een is 'n planne laat jy mekaar word. Ek lag sy sê selfs dat daai is 'n mic met vrek. Die punt is, sy doen iets daaraan. Jy gaan nie haar kry dat sy rondloop en dat sy haar negativiteit vir almal saai nie. Nee, sy gee alles vir die Here. Jy sien, sy doen nie wat van haar verwag word as 'n goeie burger van die land nie. Sy gee daai ekstra tree, sy gaan bid ook nog. Kyk gou na Efesiërs 6:1. Want as ons dieselfde beginsel in die kerk toepas en in jou huisgesin, verander alles. Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit behoort. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. Deur net mekaar te eer, mekaar te dien, verander alles. Ek sien dit so mooi raak in ons huis ook. Kyk, daar is 'n verskil tussen gehoorsaamheid en eer. Gehoorsaamheid is belangrik. Ons leer ons kinders om gehoorsaam te wees, maar eer is iets anders. Gehoorsaam is wanneer ek vir iemand iets sê, gaan doen dit en daai persoon gaan en hy gaan doen dit. Dis bietjie meer meganies. Jy doen wat jy gesê word om te doen. Dis soos my kinders se kamer na 3 dae. Die beddens is teen mekaar, die klere lê oral rond, die speelgoed is nie opgetel nie. Hy sal in die kamer inloop, of sy sal in die kamer inloop, die gemors oor ons raak sien. Die eerste ding wat hulle gewoonlik sê is, ek het dit nie gedoen nie. Dis nie my gemors nie. Ek hoef dit skoon te maak nie, of in die kombuis. Dis nie my skottelgoed nie, ek het die skottelgoed gemaak nie. En hulle is reg. En dan moet iemand vir hulle sê, gaan tel dit op, of gaan maak dit skoon, en al was dit julle nie. En julle sal. Mooi so. Dan kry jy 'n sterretjie, jy was gehoorsaam. Maar eer is iets anders. Eer is nie meganies nie. Eer is iets wat uit die hart uitkom. Dis om jou mense spesiaal te hanteer, om meer te doen as wat van jou verwag word. Wanneer daar eer is, en dit begin by een persoon, begin dit gewoonlik oorspoel van een ou na 'n ander ou. Dis soos my kinders, elkeen van hulle kry 'n beerd in die aand om die katte kos te gee. Een aand is dit Henk se beerd, en die volgende aand is dit Hanro se beerd, en Sissie kry ook al beerd. So partymal gebeur dit dat dit 'n Henk se beurt is om die katte kos te gee, Hanro's af. En terwyl Henk nou besig is om die katte kos te gee, Boetie laat dit nie lekker maklik gaan nie. O nee, dis mos nie sy beurt nie. Wee, is my beurt vanaand nie, jou beurt. En dan voor hulle lekker geïrriteerd is en net in mekaar wil vlieg, moet sy uit mekaar uit daar. Eer maak alles anders. Want partymal gebeur dit dat dit een se beurt is en hy is gou vas.
En dan kom Sissie en dan sê sy, ek sal, en dan snol sy daar weg, gaan sy plat op haar boude met 'n lepel in die hand besig om die katte te voer. Niemand het vir haar gesê, sy moet nie. Sy wou dit uit haar eie uitdoen. En weet julle, dis wat fynbos so ongelooflik maak. Ek het min mense in hierdie kerk gevra om my daar te help en met hierdie te help. Hier en daar het ek iemand gevra, omdat ek weet dit lê binne hulle gawes en of hulle 'n liefde daarvoor het. Maar by ver die meeste het julle eenvoudig uit julle eie uitgekom en julle het gesê, ek sal. Ek sal kinderkerk aanbied. Ek sal help met sonneskool. Ek sal help met die hekwerk. Ek sal help met die afkondigings. Ek sal help met die klankstelsel om dit elke Sondag op te stel, elke Sondag af te stel. Niemand het jou gevra nie, jy het gekom en gesê, ek sal. Jy het net gesê, ek sal. Ek sal die wyn koop vir die volgende nagmaal. Klink by die nagmaal wyn, vorige keer was het baie lekker. Ek sal die inbring vol water. Ek sal bestellings kry vir die jackals. Ek sal maalvleis skep. Ek sal daai klomp drade wat daar in daai emmer lê vir jou uitsoek. En is omdat ons mekaar eer dat alles anders is. Die atmosfeer is opbouend, die mense is positief en ons staan ons kuier met 'n koffie in die hand. Eer maak alles anders. Dis omdat nie een of twee ouens alles doen nie, maar fynbos is 'n span. 'n Kerk vol mense wat sê, ek sal. As jy dieselfde beginsel in jou huwelik toepas, sal alles anders wees. Ek sal, jy hoef nie. Eer maak alles anders. Eer maak jou 'n 2 myl mens. Is 'n lekker voorbeeld. 2 myl mens. Kyk, ek weet nie of julle weet nie. In die Bybelse tyd met die Romeine was daar baie paaie gewees. Die Romeine was bekend gewees vir al hulle paaie. Van die geleerdes reken dat daar so baie paaie was en die Romeinse ryk dat dit ongeveer 80.000 kilometer beslaan. Elke keer as die Romeine 'n nuwe stad verower het, het hulle 'n pad gebou van daai stad wat reguit lei na Rome toe. Dis waar die spreekwoord vandaan kom, alle paaie loop na Rome toe. Want dis die waarheid. Al hierdie paaie loop na Rome toe en dan by die paaie het hulle 'n klip op elke myl gesit. 'n merk gemaak langs die pad, dat jy presies kan weet hoe ver jy loop en hoe ver is dit van Rome na die volgende dorp toe waar jy op pad is. Nou daar was 'n wet gewees. En die Romeine het 'n wet gehad wat gesê, as jy 'n nie-Romein langs die pad kry, dan mag jy vir hom vra om jou sak te dra, maar net vir 1 myl. Kyk, die Jode het hierdie wet gehaat met 'n passie, want elke keer as hy nou loop en daar kom 'n Romein van voor af geloop, en daai Romein maak oogkontak langer as 3 sekondes, dan weet hy al klaar, hy gaan daai ou se sak moet dra, gelukkig net vir 1 myl. Dit was vernederend, dit was verkleinerend, die Jode het dit gehaat. Eendag, toe Jesus op die berg preek, en duisende mense sit voor hom, en luister na elke woord wat Jesus sê. Toe sê Jesus in Matteus 5:41, as iemand 1 myl van jou afdwing, loop 2 myl met hom saam. Daai presiese ding wat hulle gehaat het, dat hulle verpes het, kom Jesus en sê vir hulle, moenie vir hom 1 myl gee nie, gee vir hom 2 myl. Wat Jesus wou gehad het, is dat almal moes sien dat Christene anders is as die wêreld. Christene is 2 myl mense. Jy beklei en jy stoei en jy's nie negatief soos elke tweede ou op die dorp nie. Jy's 'n 2 myl mens. Jy sien, die mense wat die grootste impak in my lewe gehad het, was almal 2 myl mense gewees. Dis daardie mense wat nie net doen wat hulle moet doen nie, maar is altyd bereid om daai ekstra myl te gee, net omdat hulle vir jou wil. Die meeste mense gaan 1 myl stap. Hulle is gehoorsaam. Dis vol. Maar die mense wat 2 myl stap, is skars. En nou gaan julle vanoggend die woordjie eer dwars deur die Bybel verstaan. Gehoorsaamheid
is 1 myl. Eer is 2 myl. Kyk gou daai 10 groepe. As jy daai 10 groepe in die Bybel vat en die Bybel sê vir jou, eer hulle. Eer jou pa en jou ma. Dan staan daar in die Bybel, wees vir jou pa en jou ma 'n 2 myl mens. As jou pa vir jou vra, sny asseblief vir my die gras, dan vee jy sommer vir hom die stoephoek af, net omdat jy vir hom lief is. Jy gee hy ekstra tree. Eer mekaar. Jy het vir jou 'n bakkie kos gegee, ek gaan nie vir jou 'n leë bakkie teruggee nie, ek gaan sommer vir jou 'n chocolate binne en ook sit net om dankie te sê, 2 myl. Eer jou kinders. Dis nog 'n maklike een, want om vir hulle meer te doen, as wat hulle van jou verwag is baie maklik. Eer jou vrou. Ek gaan nie net vir haar koffie maak in die oggend nie. Ek sal vir haar 'n beskuitjie ook insit en 'n soen gee net omdat ek lief is vir haar. 2 myl. Vrouens, eer jou man. Hy kry net koffie vanoggend nie, hy gaan sommer vanaand 'n lekker bord kos ook kry net omdat ek lief is vir hom. Eer die ou mense. Ek gaan nie vir oupa en ouma by die ouer huis aflaai nie. Ek gaan gereeld inloer om te hoor of hulle iets ook nodig het of ek vir hulle iets kan doen. Ek gee hy ekstra tree. Eer weduwees en weduwenaars. Ek weet hulle dit nie maklik nie. Ek is altyd bereid om my ekstra myl vir hulle te gee. Eer ouderlinge en predikante. Ek sien die arme ou sukkel om mors dood. Ek sal die volgende doen. Eer jou baas. Gaan nie net die winkel toemaak op my tyd wanneer ek moet nie, gaan seker maak ek los die winkel skoon ook, soos ek hom gekry vanoggend. En dan laastens, eer die regering. Wel, ek gaan nie net my belasting betaal nie, ek sal die papiere wat die sakkrappers geskeer het in my straat op my sypaadjie ook optel, net om dit skoon te maak, sal hy ekstra tree gee. En dis die belangrikste een is, eer God, eer Jesus. Jy sien, ek gaan nie net doen wat Jesus van my verwag nie, ek gaan absoluut vir hom alles gee. Ek gaan 'n 2 myl mens vir Jesus wees. Jy sien, hierdie een is baie belangrik, om nie net 'n 1 myl mens vir Jesus te wees nie, maar 'n 2 myl mens. Ek gaan nie net bid en Bybel lees en elke Sondag 1 keer kerk toe gaan nie, en voilà, ek's klaar nie. Ek gaan hierdie week ook ingaan, en ek gaan Jesus se liefde uitleef. Ek gaan meer doen, as wat van my verwag word. Wees 'n 2 myl mens. Doen meer as wat van jou verwag word. Dis wat die woordjie eer beteken. 2 myl mense is skaars. Wanneer jy 'n 2 myl mens raak in jou geloof, in jou kerk en in jou huis, verander alles. Amen. Kom ons bid saam. Here, U weet, dit is so maklik om op ons hande te gaan sit en dan na die wêreld te gaan kyk en dan in negativiteit te verdrink. En dan, Here, omdat ons oorweldig is daarmee, deel ons gewoonlik soos 'n goeie verkoue en ons steek aan so ver as ons gaan. Maar Here, U leer vir ons hier in die Bybel wat die woordjie eer beteken. Dat eer en dien dieselfde woord is. Dankie Here dat ons vanoggend iets kan verstaan van eer, wat dit beteken om ons pa en ma en mekaar en al die ander te eer, dat ons 2 myl mense moet wees, altyd bereid om te wees, om te doen wat ons moet doen, maar daai ekstra myl te gee, net omdat ons lief is vir mekaar. Dankie Here dat ons kan weet dat U ons anders gemaak het, dat U vir ons leer om nie net gehoorsaam te wees nie, maar daai ekstra myl te gee, net omdat ons wil. Help ons dat ons 'n 2 myl mens sal wees, nie net in die kerk en ons huise nie, maar ook daar buite, Here. Dat waar ons 'n geleentheid sal raak sien, dat ons mekaar ook sal eer, dat ons vir mekaar 2 myl sal gee, en dat die mense ook daarin iets kan sien van die liefde en die genade wat deur ons spoel. Mag ons 'n kanaal wees. Here, U weet, dit is so maklik om net te doen wat van ons verwag word, om gehoorsaam te wees, en U sê vir ons, dit is goed en reg. Maar U verwag meer. U leer vir ons dat ons 2 myl mense moet wees. Help vir ons, Here, dat waar baie van ons het al reg kry om daai ekstra tee te gee, omdat ons graag sou wou, dat ons dit sal toepas oor ons in ons lewe.
Ons gaan dit nie uit ons eie uit regkry nie, Here. Dis nie 'n innerlike gawe waarmee ons gebore word nie. Dis een wat U vir ons gee. Deur die Gees, deur die leiding van die geloof, kan U vir ons ook daarmee help dat ons 2 mense sal wees, Here, dat ons eie strategie gee en dit 'n gewoonte sal maak in ons lewe. Dankie dat ons vanoggend ook kan weet dat dit nog nooit afgehang het van hoe sterk ons is nie. Maar Here, U rus vir ons elke liewe dag toe. U gee vir ons die woorde, U gee vir ons die geloof, U gee vir ons die sekerheid. U gee vir ons alles wat ons nodig het, elke gawe om U daarmee te kan dien. Mag ons ook so uitgaan, Here, en anders wees as die wêreld. U leer vir ons is heilig, eenkant gesit, apart gesit. Mag ons dit ook so duidelik straal, soos 'n lig in die donkerte. Dankie, Here, dat ons vanoggend hierdie kan bid. Dankie dat ons kan vra, Here, dat U vir ons help, dat ons oor ons waar ons sal gaan, 2 mense sal wees. Dankie dat ons hierdie mag bid in Jou magtige en heilige en kragtige naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees. Amen.